Here Jesus, ons kan nie stil bly nie. En dankie vir die voorreg om vanoggend ook hier by U te kom stil staan. Here, en as ons hier stil word, dan is ons gebed. Here, laat ons rus vind by U. Help ons om tot rus te kom in U arms. En deel te hê aan die juk van U koninkryk. Die juk van U koninkryk wat sag is en lig is. Here, U ken die uitdagings waarmee elkeen van ons vandag hier aangekom het. Here, U ken die uitdagings van ons land en omgewing en alles wat die afgelope paar weke afgespeel het. Here, ons bid vanoggend vir elke immigrant wat in hierdie paar weke alles verloor het. Alles waarvoor hulle vir so min geld so hard gewerk het. Vir elke immigrant, wettig of onwettig, wat weggejaag is. Dankie Here, dat U uitnodiging vandag na almal, elkeen van ons gerig word. Here, voorsien U asseblief heenkome en lewensmiddele en veiligheid vir immigrante op reis en ook vir die wat steeds in Suid-Afrika agtergebly het. Here, maak ons harte sagmoedig en nederig soos U sin. En as ons by U kom stil raak, Here, maak ons harte en ons oë oop vir U woord. Leer ons om al meer soos U te word. Amen. Amen. Baie dankie almal. Goed, laat ek net gou dit sê, dan hoef ek nou nie weer daaroor te nie. Net soos wat dit hierdie jong man se eerste volle diens is dit ook my eerste keer om 2 dienste so rug aan mekaar te doen. So ek hoop my fit loop nie uit nie. Baie dankie vir almal vir die kommunikasie en die reëlings voor die tyd. En dan net ook, ek is nie regtig hierdie kollig gewoond nie, so as ek bietjie frons, dan sit nie julle nie, dan is dit maar net my oë wat so bietjie hulle pad vind hier deur julle. Ons skriflesing vanoggend is uit die baie bekende Matteus 11. Dit is 'n teks wat ons eintlik gewoond is om te gebruik om mekaar te bemoedig en te vertroos. Ek dink, hoeveel keer in jou lewe het dit al aan jou hart gevat om net te hoor dat God se arms oop is vir elkeen van ons. So as ons hierdie nou saam lees, dan natuurlik is daar vir ons op 'n persoonlike vlak vertroosting in hierdie woorde van Jesus. Maar terselfdertyd, en veral dan ook in die lig van wat die afgelope paar weke en dan nou hierdie week afgespeel het, dwing hierdie teks ons ook om bietjie verby onsself en ons eie persoonlike behoefte aan vertroosting te dink, maar ook verder te kyk en te besin oor hoe dien ons God se koninkryk. Ons lees dan Matteus 11, en ek lees vanaf vers 16 tot 19 en dan spring ons na vers 25. Jesus is aan die woord en sê, maar met wie kan ek hierdie geslag vergelyk? Hulle is soos kinders wat op die markplein sit en na mekaar roep. Ons het vir julle fluit gespeel, maar julle wou nie dans nie. Ons het 'n treurlied gesing, maar julle wou nie weeklaag nie. Want Johannes het gekom en hy eet en drink nie. En hulle sê, hy is van 'n demoon besete. Die seun van die mens het gekom en hy eet en drink. En hulle sê vir hom, kyk, hy's 'n vraat en 'n suiplap, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar die wysheid word deur haar dade reg bewys.
Dan is daar harde woorde wat gespreek word oor stede wat hulle nie tot God wou bekeer nie, en dan lees ons verder by vers 25. In daardie tyd het Jesus gesê, ek loof U Vader, Heer van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg en dit aan kindertjies bekend gemaak het. Soos die kindertjies wat nou ook hier in ons midde is. Ja Vader, want so het U dit goed gevind. Alles is deur my Vader aan my toe vertrou. En niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. En niemand ken die Seun En niemand ken die Vader nie, behalwe deur die Seun. En elkeen aan wie die Seun hom bekend wil maak. Kom na my toe, almal wat moeg en vermoeid en swaar belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind vir julle gemoed, want my juk is draaglik en my las is lig. Ons lees tot sover. Soos ek reeds gesê het, ons almal weet hoe hierdie week om ons verloop het, en dan moet ek nou byvoeg, ek moes nou al Dinsdagoggend vir die kerkkantoor laat weet wat is die teks en wat is die boodskap. En toe was dit nou maar Dinsdagoggend, die D-dag van 30 Junie, waar ons nie heeltemal presies geweet het hoe hierdie week gaan afspeel nie. En miskien is ons ook seker nog steeds nie seker presies van wat alders die gevolge van hierdie gebeure was nie. Maar as ons vandag hier by mekaar saamkom, dan is dit waar ons wel seker is dat ons word genooi om by God tot rus te kom. Terwyl ons heel waarskynlik ook heeltemal oorlaai kan voel met ons eie bekommernisse en laste wat swaar op ons druk. As ek net kan teruggaan na die vorige prentjie, jy het almal al hierdie prentjies gesien, en as 'n mens hulle eers begin soek op die internet, dan is daar honderde voorbeelde van erg oorlaaide vragmotors, bakkies, karre, motorfietsse en fietsse met, jy kan jou nie indink hoe alles ingepas is of hoe alles gebalanseer word in hierdie proses nie. Sekere van hulle is seker maar gefotoshop. Ek vermoed hierdie rooi karretjie definitief, want daar's geen manier hoe hierdie karretjie ergens heen kan beweeg met toegepak van alle kante, selfs die vooruit nie. Aan die ander kant sien ons erg oorlaaide bakkie, en die is darm op pad. So skeef, is ons ook nou nie heeltemal seker of die bakkie in een stuk en met volle vrag sy bestemming sal bereik nie. En miskien is daar van ons wat ook so bietjie so voel. Ook oorlaai voel met soveel baie verwagtings wat daar oor ons lewens kan wees. 'n vriendin van my praat van sy het 'n woord en sy noem dit lewensadmin. Nou julle weet, dis nou daai rekeninge wat ons moet bly betaal, en nes jy dink jy het betaal, dan was daar 'n fout, en dan moet jy weer hierdie een bel, en dan moet jy aanhou, en intussen lei die telefoon en roep die kinders. Baie van ons weet hoe dit voel om uitgeput en oorlaai te wees. En dan is dit nie noodwendig hierdie bakkie waarin ons miskien 'n trek probeer oortrek of probeer om alles in te prop
opwindende vakansie nie. Maar ons ken die opgepaktheid en die uitgeputheid met die lewe. Want ons dra baie. Party van ons dra werk en al die verwagtings en dalk moeilike kollegas wat daarmee saamkom. Ander van ons is dalk dringend op soek na werk. Ons dra begrotings en somme wat my partykeer sukkel om te klop. Ons dra kinders, ons dra ons ouers, party van ons dra weer ons kleinkinders. En baie van ons dra ook dinge wat nie eers gesien kan word nie. Ons kom kerk toe, ons groet vriendelik, ons sing saam en prys die Here, terwyl dit eintlik baie moeg en dalk selfs dood in jou binnekant kan word. En dan is dit juis met mense soos ons, met wie Jesus vanoggend praat. En vir wie hy sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. En hoor dit mooi, Jesus roep nie perfekte mense nie. Jesus roep nie die persone wat alles uitgefigure het en nooit oor niks twyfel en met selfvertroue in vertrekke inloop nie. Die Here roep elkeen van ons wat uitgeput en oorlaai is. Mense wat voel die lewe druk swaar op hulle. Maar hierdie moegheid lê nie net binne in ons en binne in ons huise nie. Dit lê ook in ons land. En ek dink in 'n sekere sin voel ons partykeer ook dat ons land stikkend is. As ons dink aan die gebeure van die afgelope paar weke, maar dan veral ook hierdie week en die anti-immigrasie groepe wat sperdatums en dreigemente gestel het en waarvan dit ook hier in die metropool afgespeel het, dan sien ons ook hier, ons sien harde harte, maar ons sien ook mense wat swaar kry en sin probeer maak. En daar is hard probeer in die media en in openbare gesprekke het ons probeer om die mites wat hierdie antagonisme teen immigrante aanvuur, daar's gepoog om hierdie mites te ontlont en dit met regte feite aan te spreek. Selfs die regering het gesê, het duidelik kommunikeer dat hierdie ultimatum nie deur hulle uitgebring is of ondersteun word nie. En tog het hierdie omgang met wat ons dink die feite is, min verskil gemaak vir die gewone Suid-Afrikaners of die duisende immigrante wat vir hulle lewens gevrees het en desperaat uitkoms en veiligheid moes soek nie. Dinsdag het gekom en gegaan. En meeste van ons hier, aanvaar ek, het dit oorleef. Maar dan kan ons ook nie anders as om te dink en ons af te vra, maar wie het dit nie oorleef nie? Wie het die troos van God se juk wat sag en sy las wat lig is, ervaar, terwyl hulle in die land skielik in vrees moes verlaat? Het ons oorleef wanneer ons as 'n Christelike land gewelddadig teen ons bure draai? En miskien was jy en jou gesin wel diep geraak in hierdie afgelope tyd. Dalk is daar 'n vriend of 'n kollega of 'n gesin wat naby aan julle is. Ek wil glo almal het help bid vir vrede en dat die drama nie sou afspeel soos wat daar gedreig is nie. Miskien is jy nog steeds bekommerd
oor mense wat iewers op 'n bus is of iewers wegkry. Maar ek dink daar is ook van u wat soos ek beswaarlik geraak was deur hierdie nagmerrie wat in ander mense se lewens afgespeel het. En dan is daar die woorde van Paulus, en Paulus kom en hy herinner ons dat as een deel van die liggaam ly, as een deel van die liggaam seer kry, dan kan ons dit nie ignoreer nie. Dan kan ons nie maak asof dit nie gebeur nie. En daarom is die vraag wat ons vandag vir onsself moet afvra, nie wat sê die nuus of wat is die die nuutste update oor die situasie nie. Die vraag wat ons onsself moet afvra is, hoe hoor ons, hoe hoor ek Jesus se stem in 'n tyd van vrees, verdagmaking en moontlike geweld? En dit kom dan saam met die uitnodiging van Jesus, kom rus by God. Die tekste vir vandag help ons om hierdie uitnodiging van Jesus beter te verstaan. Ek het reeds in Psalm 145 gelees, waar ons iets hoor van God se hart, wat sê, genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Dit beteken dat voordat God kom en enigiets van ons vra of enige las op ons lê, wys God ons eers wie hy is. God is nie hastig om ons af te skryf of te veroordeel nie. God is nie koud teenoor mense wat swaar kry nie. God is vol liefde en vol geduld. Kom ons dink vir 'n oomblik, met wie praat die evangelie van Matteus? Dis nou maar 'n ander manier om te vra, wie was die eerste hoorders vir wie hierdie evangelie bedoel was? Jesus praat met die Jode om hom. Sommige wat hom volg, ander wat hom nog nie volg nie. Maar hoe dit ook al sy, in daardie tyd het die Jode ook baie swaar gekry. Aan die een kant was hulle polities onderdruk en onder die Romeinse beheer. Natuurlik dan nou ook aan die Romeinse keiser allerhande belasting verskuldig. Maar aan die ander kant was daar 'n selfs swaarder juk. En dit was die las wat deur 'n streng wettisisme op hulle afgedwing is. Hierdie was 'n tyd waarin fariseërs en skrifgeleerdes groot moeite gedoen het om die wet tot op die lettere uit te lê en daarop aan te dring dat dit gehoorsaam moet word. Ook hierdie Jode moes hard werk om vir hulle families te sorg. Ook hulle het geweet wat dit is om moeg te voel. Om godsdienstig te wees en al die verskillende voorskrifte en moeds te gehoorsaam, was moeilik en uitmergelend. En liewe gemeente, dit kan vandag ook so wees. Wanneer godsdiens vir ons bloot net is oor wie is reg en wie is verkeerd en wat is die regte ding om te doen, dan beteken dit dat ons ook die risiko loop om die hart van God mis te kyk, om die hart van die evangelie nie te vind nie. En dan in hierdie konteks van Jode wat onderdruk is en wat 'n swaar godsdienstige las by hoë verwagtings moet beantwoord,
In hierdie konteks kom Jesus dan met 'n gans ander boodskap. En hy sê, ek laai geen ekstra verpligtinge op jou nie. God vra ons nie om harder te werk, harder te probeer, beter mense te wees nie. Daar is 'n eenvoudige uitnodiging wat sê, kom na my toe. Terug by Psalm 145 lees ons in vers 14. Die Here help almal op wat geval het. Hy ondersteun die wat bedruk is. Dit is sagte woorde, maar ook sterk woorde. Die Here is nie net naby aan die wat alles onder beheer het nie. Hy is naby aan mense wat geval het. Hy is naby aan mense wat 'n swaar las dra. Hy is naby aan mense wat dalk in moedeloosheid nie meer weet hoe lank jy sal kan uithou nie. Miskien is jy vanoggend 'n ouer wat moeg is van werk en spanning en sperdatums. Miskien is jy 'n ouer soos ek, wie se jong volwasse kinders met vakansie is, heerlik laat slaap en doen wat hulle wil, en dink mamma is ook met vakansie. Miskien is jy 'n kind wat eintlik 'n bietjie bang is vir hierdie vakansie om verby te gaan, want jy wil nie regtig terug aan skool toe nie. Miskien is daar 'n onderwyser wat nie van jou hou nie, of 'n lelike boelie. Of dalk is daar iets by die huis wat jou pla. Miskien is jy 'n oupa of ouma wat besorg is oor jou kinders en oor jou kleinkinders. En wat sover jy kan probeer, maar jou eie krag en gesondheid en geld voel ook maar nie genoeg om alles aan te spreek nie. Miskien is jy daai oupa en ouma wat alleen in Suid-Afrika sit terwyl al jou kinders die wêreld in gevaar het. Of dalk sit jy gewoon hier en jy is intens alleen. Die woorde van God vir jou, vir ons en vir my is die volgende. Dis eenvoudig. God sien jou. En hierdie evangelie van God, dit vra ons nie staan regop en wees sterker nie. Dit begin met, die Here is barmhartig en genadig. God kom nie nader om 'n erger, verdere druk of 'n swaar las op ons te lê nie. Hy kom nader om ons op te help. God kom nader om hierdie juk vir ons ligter te maak. Nou as ons dan praat van 'n juk, dan wil van julle seker weet en verseker hierdie kleintjies, hoewel ek dink hulle is met hulle puzzles besig, sal vra, wat is 'n juk? En ek reken dat min van ons regtig al 'n egte juk gesien het. Ek sien dit word so 'n bietjie ouer so na agtertoe, so miskien het van ons dit al gesien daar by klein plaasie of in 'n museum of elders in 'n ons oupa of ouma se stoor. Maar hier is vir ons 'n tipe idee van hoe dit lyk. En ek is seker in lande waar daar minder tegnologiese vooruitgang is daar nog steeds boere, klein boere, wat die juk sou gebruik om osse of donkies in te span. En wat dit is soos julle kan sien, 'n stuk hout. Hy is nie 'n plank nie, dis ook nie 'n balk nie, maar dis 'n stuk hout wat gevorm is en dan geplaas is oor die skouers van 2 trekdiere wat langs mekaar ingespan sou word om dan 'n swaar vrag, 'n wa te trek of die ploeg
te help te ploeg. So daardie loops wat julle sien is dan die plek waar die donkie of die os se koppe sou deurgegaan het en dan is hulle as dit ware aan mekaar verbind. En so dit help dan nou dat die nuwe jong os wat vol eie gedagtes is nie sommer net die waard die kant toe kan trek nie, maar die juk hou ons by mekaar. En dan lees ons ook dat so wanneer 'n jong dier begin om te help om hierdie vrag te trek, dan word hy eintlik gepaar saam met 'n ouer ervare sê nou maar os. En hierdie os ken die pad, hy ken die drill, sal ons sê, en kan vir bietjie as hierdie jong enetjie bietjie vinnig wil gaan en wil dink, nee wat, hierdie is nie so erg nie, dan weet hierdie ander os, die pad is nog baie lank. Stadig maar, val maar en pas saam met my. Dit laat my nou skielik dink aan, ek onthou toe my seentjie, toe my kinders klein was, dan gaan stap ons met hulle. Nou soos op hierdie kuspaadjie tussen Franskraal en Kleinbaai. Nou kyk, hy moes net voor wees. So as ons begin stap, dan hardloop hy sy gol uit. Ons kom agterna gestap. Teen die tyd as ons by hom kom, lê hy wind heeltemal uit, lê hy en hyg daar tussen die vygies. En dan is dit, mamma, tel my op. En dan net soos wat hy sy asem kry, dan voeter hy weer voort. Daar is nie 'n juk nie. 'n Juk is 'n tuig waarin ons saamdra, waarin ons nie alleen is nie. Dis nou natuurlik hierdie stuk hout. Maar vandag, as ons die term juk gebruik, dan gebruik ons dit eintlik baie meer figuurlik. En dan sou mense ook na 'n juk kan verwys as 'n mens sou praat van mense wat 'n vorm van onderdrukking beleef, 'n spesifieke groep, soos byvoorbeeld onlangs nou by ons immigrante, of 'n spesifieke ras of nasionaliteit. Dit kan ook verwys byvoorbeeld na weerlose mense wat hulle ewe skielik in mensenhandel bevind, of weerlose mense wat baie hard en onder moeilike omstandighede, werksomstandighede uitgebuit word ter wille van oorlewing. So 'n juk of so 'n las kan ook net 'n vrees wees wat ons in ons hart saamdra. Die vrees vir wat as ek maandag weer by die kantoor instap. Of die vrees om huis toe te gaan en nie seker te wees of jy en jou kinders veilig daar sal wees nie. Maar met hierdie vrese en hierdie bekommernisse is daar dan natuurlik vir ons 'n uitnodiging. Dis die uitnodiging wat ons hier bring. Die uitnodiging wat sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en moeg is. Almal wat swaar belas is, en ek sal julle rus gee. En dan sê Jesus nie, hierdie juk gaan verdwyn nie. Jesus kom met 'n nuwe uitnodiging waarin hy vir ons vra en sê, hy nooi ons om sy juk op te neem. En saam met hierdie uitnodiging word ons dan gevra, kom leer van my. Kom leer hoe ek stap, wat die pas is waarteen ek loop. Kom leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle onstuimige gemoed. Want my juk is draaglik en my las is lig. Wanneer die Here Jesus vir ons sê, my juk is sag, dan staan hierdie in skerp kontras teen die wettiese juk wat die Fariseërs en skrifgeleerdes destyds op die Jode afgedruk het. Waarskynlik ook in skerp kontras met mense vandag nog, wat baie invested daarin is,
baie waarde daaraan heg, dat ons baie getrou en reg die letter van die wet moet toepas. Saam met hierdie uitnodiging kan verskillende goed beteken. Dis 'n ander las, dis 'n ander juk om te dra. Dit is nie een wat die vreugde uit ons verhouding met God wil tap nie. Jesus sê, ek sal hierdie juk saam met jou dra. Jy is nie alleen nie. Want hierdie juk is meer as wat die wettiese godsdiens van ons vra. Wanneer ons hierdie juk dra, dan is dit eintlik die juk van die koninkryk van God. Hierdie Matteus waaruit ons lees is baie netjies ingedeel in verskillende dele. Party kommentaare skryf eintlik dat jy sou dit kon gebruik as 'n handleiding vir nuwe jong gelowiges. En hierdie spesifieke hoofstuk 11 en dan 12 se afdeling word juis genoem die misterie van die koninkryk van God. Hierdie uitnodiging van Jesus is 'n uitnodiging tot disippelskap, tot stap saam met my, leer my. Want om Jesus te volg, om God te volg, is nie veronderstel om 'n bron van stres en spanning te wees nie, maar dit behoort vir ons te bring by 'n plek van geestelike vernuwing en rus vir ons siel. Dit kom natuurlik ook met 'n uitdaging en ek is jammer dat my een mannetjie bietjie van die skerm afgeval het, maar net vir ingeval dit nie duidelik is nie. Een persoon is geblinddoek en die ander persoon hou self sy eie oë toe. As ons wil praat oor die uitdaging, dan herinner Paulus ons in Romeine 17, julle ken almal, of ek aanvaar baie van julle ken hierdie teks waarin Paulus sê, die goeie, dit wat ek so graag wil doen, dit doen ek nie. En dit wat ek haat, dit wat ek nie wil doen nie, o jene, so gereeld betrap ek myself daarin. Hy's baie eerlik as hy sê, ek begryp dit nie. En wie van ons kan nie ook met hierdie woorde identifiseer nie? En dit laat my, dit bring my by die plek wat ek net so 'n paar verse wil teruggaan, want ons het begin by vers 16 tot 19, voor ons nou by die uitnodiging en die rus gekom het. En in vers 16 is dit dan Jesus wat vra, met wie kan ons hierdie generasie vergelyk? Jy weet, en as ons dit sê, is ons eintlik mos maar bietjie omgekrap met die generasie, of as ons sê die jong mense van vandag. En dan gaan hy voort om te sê, hierdie generasie, hierdie mense, is almal soos kinders. Elkeen vreeslik behep met hulle eie opinie, hulle eie gedagte. Die een sê, kom ons vier fees, die ander een sê, nee, ons moet treur. En in die proses probeer elkeen die ander een oortuig van dit wat hulle sien, maar sonder sukses. En Jesus waarsku ons dan, dat ons die risiko loop, dat ons so vas kan hou, so seker kan vashou aan ons eie idees, dat ons die risiko loop om soos die Jode van sy tyd, die Messias reg voor hulle te kan sien en nie te herken nie. Hy gebruik die voorbeeld van Johannes die Doper en hy sê, Johannes die Doper het anders geleef. Hy het om een kant gehou en 'n eenvoudige bestaan gevoer. En wat? Die mense het gedink, wat 'n weirdo. En die mense het hom veroordeel
vir hierdie man wat in velklere loop en waarskynlik ook nie te gereeld gewas het nie. En toe kom Jesus, en Jesus doen presies die teenoorgestelde. Sal die mense nou tevrede wees? Wil 'n mens jou afvra? Maar nee, ons hoor, Jesus word uitgekry as 'n vraat en 'n, wat's daai woord, wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Ek weet nie hoekom die 2020 vertaling van wynsuipers praat nie. Ek dink is seker maar 'n dronklap, is wat ons vandag sou sê. Die gevaar is dat ek so vasgeklou kan wees aan my eie oortuiging, dat my hart eintlik hard raak vir die mense met wie ek in verhouding behoort te wees. En net so kan ons eie harte so verhard, dat ons ook faal om God se beeld en God se stem raak te sien in die vreemdeling of die buurman of buurvrou wat voor ons staan. Jesus sluit hierdie gedeelte af en hy sê, wat is die ware toets van die waarheid? Met ander woorde, wie was nou eintlik reg? Hoe bepaal ons dit? En dan sê hy, die wysheid sal gemeet word aan die gevolge daarvan, aan die dade daarvan. Met ander woorde, was die vrug van hierdie oortuiging goed of was dit sleg? En ons sou ons dan kan afvra, as ons kyk na wat die afgelope tyd afgespeel het hier rondom ons, was 30 Junie 2026 se vrugte en gevolge goed? Of was dit sleg? As ons na ons prentjie hier kyk, dan glo ek julle sal met my saamstem, dat nie een van hierdie twee persone kan sien wat aangaan nie. Né? Hulle is geblinddoek, hulle oë is toe. Maar daar is wel vir my 'n duidelike verskil tussen iemand wat geblinddoek is en iemand wat doelbewus kies om hulle eie hande voor hulle oë te hou, want hulle wil nie sien nie. Ons wil nie 'n ander kant hoor nie. Ons verkies om eerder die leuns wat vir ons gerieflik is, te glo. En so, susters en broers, so word ons harte hard en veroordelend. En dan is daar natuurlik ook vir ons 'n ander risiko, dat ons hier kan sit en eintlik onsself op die skouer wil klop en vir mekaar wil sê, wel, ek is heeltemal ingelig oor the plight of the foreigners. Weet, ek het opgelees, ek het antwoorde op al daai mites, al daai beskuldigings wat na die immigrante gegooi is. Ek self het niemand weggejaag nie. Ek het niemand gedreig nie. Ek self is nie besig om 'n ongedokumenteerde tuinman aan te stel sodat ek minder hoef te betaal nie. Ons is almal, hoe kan ek sê, ons hande is skoon. Ons het die risiko dat ons kan dink, my hande is skoon, want. Maar ek dink ons moet ook mekaar herinner daaraan, en dat ons nie, dat ons eerlik daaroor sal wees, is dat die waarheid is, dat, nou ek ken julle nie, en ek kan ook nie eers heeltemal vir julle behoorlik sien nie, nee, maar die waarheid is, dat die meeste van ons, ek vermoed, nie regtig in 'n close proximity van immigrante leef nie. Ons eie werksomgewing of ons eie work prospects word nie beïnvloed deur die teenwoordigheid van immigrante nie. Immigrante bly nie noodwendig in jou woonbuurt nie. Immigrante het nie noodwendig die vermoë om die hophuise onder ons uit te koop en daarin wettiglik
uit te koop en daarin te bly nie. So ons kan nie regtig sê, ons weet nie. Of kan ons? En daarom moet ons onsself die vraag bly afvra. Maar hoe sag is my hart? Hoe sag is my eie hart as dit kom by mense wat 'n bietjie nader aan my wêreld beweeg? As dit kom by hawelose mense wat in ons strate en tuine en agter ons kerkgeboue probeer skuilings soek. Hoe sag is my hart as dit Vullisdag is en arm en desperate mense verjaag en vervloek word? Dan moet ek myself afvra, Annelei, hoeveel deernis en omgee is daar nou in jou hart? As dieselfde persoon vir die soveelste keer, maar net weer en weer vra vir geld. En dit is dan waar ons dan, as ons weer terug is by ons teks, en die teks, die uitnodiging. Hoop ek dat julle sal hoor, in die aanloop tot die uitnodiging, in die dink en worstel rondom dit, hoop ek jy sal besef, dat hierdie uitnodiging van Jesus, is nie maar net mooi Bybelversies, wat ons in my dae het ons nog boekmerkies geskryf en gestuur, maar nou is dit mos nou allerhande memes en goedjies wat ge-WhatsApp word. Maar dis nie maar net mooi versies om op 'n kaartjie te sit en af te rond met blommetjies nie. Hierdie is nie maar net woorde om ons te laat beter voel, want by God is daar vir ons rus nie. Hierdie uitnodiging is eintlik 'n uitnodiging dat ons self nader moet stap aan God, en dat ons dit moet doen in die wete, dat hierdie teks is nie maar net persoonlike troos nie. Natuurlik is dit 'n persoonlike troos, en natuurlik vind ek vir myself groot waarde daaraan, om te weet, dat daar vir my rus by God is. Maar ek dink nie dit is al wat Jesus hier bedoel het nie. Die Here Jesus kom en nooi ons om 'n ander juk te dra. Here Jesus nooi ons om 'n juk te dra wat nie net om onsself gaan nie. 'n juk te dra wat hy vir ons ligter sal maak, omdat hy saam met ons stap. As ons saam met Jesus loop, saam in die juk trek met Jesus, dan kan ons nie loop met haat in ons harte nie. Ons kan nie die pas loop van gerugte, dreigemente, vernedering of selfs rasisme nie. Jesus se pad, God se pad, is sagmoedig, maar nie swak nie. Dit is nederig, maar dit is nie stil oor onreg nie. Dit vra dat ons mense wat bang is, beskerm, dat ons die waarheid praat, dat ons geweld afwys. En as ek nou net oor die waarheid gepraat het, dan moet ek byvoeg, en dat ons die waarheid sal soek, en nie net sal dink my eie gedagtes is, dan juist die regte een nie. As ons saam met Jesus in die tuig loop, dan vra dit, dat ons elke mens, wat oor ons pad kom, met respek en met waardigheid sal hanteer. En dat ons selfs al is dit hoe moeilik, ook die beeld van God sal soek, in hierdie persoon, wat my so ongemaklik maak, of met wie ek al so lank 'n moeilike pad stap. Ek
sal begin beweeg na die einde. Ek het nie heeltemal gevra hoe laat hierdie diens klaar maak nie. As julle begin uitloop, sal ek weet ek moes al lankal gestop het. Maar kom ons bring ons gedagtes bymekaar deur te praat oor wat beteken dit om Jesus se juk op te neem. En ten eerste vra dit dat ons in 'n eerlike verhouding met God sal leef. Dat ons nie hier sal sit en dink, ons moet alles perfek reg hê nie. Dat ons nie hier sal sit en dink ons moet voorgee nie. Maar veral ook nie dat ons in ons verhouding, in ons omgaan, in ons gesprek, in ons bid tot God, sal moet dink dat ons enigiets anders hoef te wees as wie ons is nie. En as ons sukkel met daai eerlikheid, dan moedig Paulus, die selfversekerde groot sendeling voorbeeld, kom sê vir ons in eerlikheid hoe hy ook sukkel. Die Ou Testamentiese profete, psalms, weer eens, dis mense wat kla by God. Dit is mense wat onder 'n besembos gaan sit en gaan sê, wat op 'n skip klim en sê, nee, hierdie wat jy vra is te veel. Dis mense wat in verhouding staan met God. Nie voorgee dit wat ons dink ons voor God hoef te wees nie, maar wat eerlik kan wees. Hoe lyk dit om Jesus se juk op ons te neem? Dit vra dat ons sal leer by Jesus. Dat ons in pas sal kom met wie Jesus is. As ons Jesus se juk opneem, dan kies ons die pad van disippelskap, van saamstap. Die ironie is dat hierdie juk nie minder gehoorsaamheid vra nie. Om die waarheid te sê, ek dink dit vra eintlik meer van ons. Maar hierdie juk is nie een van reëls en regulasies wat ons wil versmoor nie. Hierdie juk is die juk van die koninkryk van God, van die misterie van God, wat ons in elk geval nie heeltemal self kan uitpleis nie. Ons stap nie meer op ons eie nie. Ons word genooi om saam met Jesus te stap en soos Jesus te word. Ek wil graag vir julle net hierdie selfde verse lees uit die Message vertaling, wat ook mos maar net die vermoë het om net ons koppe so 'n bietjie anders te laat draai. En in hierdie woorde sê Jesus, "Are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest." Klink dit nie wonderlik nie. "Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you learn to live freely and lightly." Dit bring my dan by die derde punt van wat dit beteken om Jesus se juk op te neem. Dit beteken ook dat ons mekaar help dra. Soos wat Christus ons juk vir ons ligter maak, het ons ook die verantwoordelikheid om daar te wees vir mekaar. Het ons ook die verantwoordelikheid. En die verantwoordelikheid kom heel gereeld met ongemak, en dit sal my baie waarskynlik weer tref nog voor ek my voete by die huis gesit het. Maar om mekaar te help dra, vra dat ons voortdurend met deernis en omgee, sal kyk na die mense rondom ons.
Ook die mense in my space wat ek nie wil hê nie. Ook die mense wat met 'n ander aksent praat of anders lyk as ons. Ook die mense wat ek nie dink regtig hoort in my woonbuurt nie. Mag die Here ons help om met sy deernis en met sy omgee sag na mekaar te kyk. Maar nie swak terug te staan wanneer dinge verkeerd loop nie. Kom ons bid saam. Here ons God, ons kom na U toe. By U wil ons rus. Leer ons om die dinge wat vir ons moeg maak, ons vermoei en belas, leer ons om dit neer te sit by U. Leer ons om U juk op te neem, Here. Nie net ter wille van onsself nie, Here, maar ook ter wille van ander mense, ter wille van U koninkryk. Leer ons om soos U te leef, met sagmoedigheid en nederigheid, ter wille van ander, ter wille van U koninkryk, en nie net van myself nie. Amen. Aan God die Vader, wat ons nader nooi om by Jesus te leer, saam met ons nader te stap, en die sagte juk van sy koninkryk te dra. Aan God die Vader kom al die lof en die eer toe. Mag ons eerlik nader staan en saam met God gesels oor ons laste. Saam die las, die juk dra van sy koninkryk. En ook die juk en die laste dra van mekaar. Gaan dan en ontvang die seën en die rus van die Here ons God, wat jou nooi, wat ons nooi. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal jou rus gee. Amen.